Ek gaan hier nou saam met 'n blaai na Kolossense in die Nuwe Testament, Kolossense hoofstuk 1 en ons gaan daar die kernteks vir vanoggend is vers 17. Is vers 17. Kolossense hoofstuk 1 vers 17. Wat 'n besondere boek in die Nuwe Testament wat aan ons Christus in sy volheid aan ons voorhou en vanoggend dan net daai een vers dat ek net my skrifgedeelte ook net hier kry. Vers 17. Hoor wat sê Paulus, hy sê: En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Ek wil dit weer lees en ek wil hê ons moet weer net hoor 'n bietjie mooi hierdie gedeelte. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Net tot sover. Nou, geliefdes, in 'n wêreld waar ons fokus baie maklik kan skuif, het ons die voorreg vanoggend om by twee van die sakramente wat Jesus ingestel het, die enigste twee, vanmôre 'n bietjie te kan kom stil staan. Die een is die doop en die ander natuurlik die nagmaal. Simbole wat in groot eenvoud aan ons voorgehou word as ons dink aan die doop, die water, as ons dink aan die elemente van die nagmaaltafel, die brood, die druiwesap of dan die wyn, soos wat ons dit in die ou vertaling het. Eenvoudige elemente, maar in die hande van die Here word dit vir ons 'n kragtige herinnering van iets wat van soveel meer spreek as net die blote simbole wat ons vanoggend voor ons het. En ek dink elke keer wanneer ons die sakramente bedien, is dit asof die Here deur hierdie tekens vir ons net opnuut wil kom sê, drie dinge wil kom sê. Een is kyk weer, kyk na die elemente, kyk na die sakramente en onthou. Ons dink aan Johannes 1 vers 29 waar Johannes skrywe en hy sê toe Jesus daar op die oeërs van die Jordaan kry en by die aanvang van Jesus se bediening, dan sê hy in Johannes 1:29, hy sê kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En dan kom Paulus en hy sê vir ons, en ook Jesus of Lukas self haal die woorde van Jesus in Lukas 22 vers 19 aan en hy sê, wanneer ook al julle by die tafel van die Here aansit, dan sê hy, doen dit tot my nagedagtenis. Ek lees daardie teks vir julle in vers 19, hy sê, daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. En dan wanneer ons by hierdie elemente kom aansit vanoggend en deelneem daaraan, dan is dit ook Jesus se manier om vir ons te sê, fokus weer. Ja, Hebreërs, soos dit 12 vers 2 sê, dat ons moet leef met die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En miskien is dit vandag wat die Here wil hê ons opnuut moet besef, en wat hy graag wil hê ons moet doen. En dit is dat ons weer by die sakramente net ons fokus net so 'n bietjie moet terugbring na Jesus Christus toe. Dit gebeur so maklik in ons lewens dat ons fokus kan skuif. Ons leef elke dag in 'n wêreld vol geraas. Nee, daar is soveel dinge. Dinge wat ons aandag aftrek. Druk by die werk, spanning in ons huise, finansiële bekommernis. Ja, daar is ook van ons wat vanoggend hier sit dalk wat siekte in hulle liggame ervaar. Daar's verlies, onsekerheid, konflik, vrese. Ja, en natuurlik ook moegheid.
En ja, as mens probeer ons bes om alles in ons wêreld bymekaar te hou. En baie keer sonder dat ons dit regtig agterkom, begin hierdie dinge wat deel is van ons alledaagse lewens, maar ek dink as ek vir elkeen van ons 'n kans gegee het vanmôre om net 'n kort deeltjie te kon vertel van dit wat jy deurgaan op hierdie stadium in jou eie lewe, dan dink ek sal ons almal vinnig agterkom dat ons dikwels toelaat dat hierdie dinge wat ons op 'n dag tot dag basis beleef, dat ons toelaat dat dit dikwels groter word in ons lewens. Ja, groter as ons geloof in Jesus Christus. En as Christene, ja, sê ons, ja, ons glo nog in Jesus. Ek glo vanmôre is almal se getuienis, ons glo nog in Jesus. Ek hoop so, ek vertrou so. Ek dink ons almal kan vanmôre sê, yes, ons bid nog, ons kom nog kerk toe, ons weet wat die regte antwoorde is as ons gevra sou word, maar prakties begin ons dikwels leef asof alles van ons afhang. Is hier iemand vanmôre saam met my? Ons begin hier in die onderbewussyn vir onsself te sê, ja, ek dink ek moet alles dra, myself. Ek moet alles beheer. Ek moet alles regkry. Ek moet almal gelukkig hou. Ek moet die toekoms moet ek uitwerk. Ek moet my lewe bymekaar hou. En wanneer hierdie dinge gebeur, is dit nie 'n kwessie van dat ons Jesus totaal en al uit ons lewens uit verwyder nie, maar word hy dikwels kleiner gemaak en sit ons Jesus net so 'n bietjie op die kantlyn van ons lewens. Hy word iemand na wie ek draai wanneer dinge skeefloop in my lewe. As dit goed gaan, spandeer ek nou nie so baie tyd met hom nie, want dit gaan mos nou goed met my. Hy word iemand wat my planne moet seën. Hy word iemand wat my moet help om die lewe wat ek reeds vir myself ontwerp het, beter te laat werk. Met ander woorde, Jesus Christus word 'n hulpmiddel, maar hy is nie meer die middelpunt van my lewe nie. En ek dink dis presies waar die brief aan die gemeente in Kolossense so kragtig met ons praat vanmôre, want Paulus skryf aan 'n gemeente wat skynbaar ook in Jesus geglo het. Daar in vers 4 lees ons, hy sê, omdat ons gehoor het van julle geloof in Jesus Christus en julle liefde tot al die heiliges. En in die gemeente in Kolossense was die probleem nie noodwendig dat die mense Jesus heeltemal weggegooi het nie. Die gevaar wat Paulus opgetel het en waaroor hy skryf, was baie subtieler gewees. Jesus was klaarblyklik vir hulle aanvaarbaar gewees, maar skynbaar nie genoeg nie. En uit Paulus se waarskuwing hier in Kolossense hoofstuk 2 sien ons dat daar 'n hele paar dinge was, en ek skilder vinnig vir julle net 'n bietjie van die historiese konteks om die boodskap net op te stel. Die dinge wat Paulus beleef, wat subtieler was die druk in die gemeente, die druk wat gelowiges ervaar het in daardie tyd om Christus aan te vul met ander dinge soos filosofie, tradisie, godsdienstige reëls oor kos. Hy noem 'n klompie dinge, hy sê feesdae, sabbate, streng selfgemaakte voorskrifte soos moenie vat nie, moenie proe nie, moenie raak nie. Jy kan gelees daarvan in Kolossense 2 vers 8 en 16. Dan noem hy nog 'n paar dinge. Hy noem dinge wat mense gevoel het hulle moes byvoeg, moes bybring. Christus was nie genoeg nie. Geestelike ervarings soos visioene en selfs die verering van engele in vers 18. Maar dan kom Paulus en dan skryf hy 'n baie sterk boodskap en 'n rede verder aan hulle, en hy beklemtoon die feit dat hulle moet onthou dat die volle wese van Christus, die volheid van die Godheid, dat God dit liggaamlik in Christus geplaas het. En later sê hy dat daardie selfde volheid het ons as gelowiges in hom, wat die hoof is bo alle owerhede en magte. Met ander woorde, Paulus se boodskap aan hulle was nie net moenie verkeerd glo nie, maar Paulus se boodskap aan hulle was moenie Christus verruil vir Christus plus nie.
Hy sê eintlik vir hulle, Christus is nie die beginpunt wat later aangevul moet word nie. Hoor mooi wat sê Paulus, hy sê, Christus is die volheid self. En wat Paulus dan doen is nie om vir hulle nog 'n geestelike metode of 'n tegniek te gee nie, hy gaan dieper as dit. Hy draai hulle oor terug na Christus toe en hy probeer vir hulle weer eens wys wie Christus werklik is. Hy sê in Kolossense 1, hy sê dat Christus die beeld van die onsienlike God is. Hy sê alles is deur hom geskep en tot hom geskep. Hy is voor alle dinge. In Christus hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. En deur die bloed van sy kruis bring God voorsiening. Dit alles deur Christus. Christus is genoeg. En dan staan hierdie geweldige woord in Kolossense 1 vers 17. Paulus sê, Christus is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. En ek glo vandag wil die Here deur sy woord vanoggend weer deur die sakramente, die water van die doop, die brood en die beker van die nagmaal ons vanmôre help dat ons fokus net weer 'n bietjie sal terugdraai na Christus toe. Dit gaan alles oor hom, broers en susters. Alles gaan oor Jesus Christus, die verlosser wat vir ons vlees geword het. Die volheid van die Godheid. En vanoggend by die sakramente van die nagmaal en die doop sien ons dit weer. Christus Jesus is nie net 'n hulpmiddel nie. Christus is die middelpunt. En Paulus doen dit. Hy lig Christus vir ons uit op 3 maniere, 3 kernwaarhede en ek wil dit vanmôre met julle deel. In die eerste plek, hoor wat sê in vers 17, ek wil hierdie skrif moet vanmôre self sy eie spreekwerk doen hier. Paulus sê, Christus is voor alle dinge. En wanneer Paulus sê, Jesus Christus is voor alle dinge, dan beteken dit nie net dat Paulus sê, Christus is net belangrik nie, hy sê nee, Christus is voor alle dinge. En ek wil jy met mooi luister vanmôre, wat Paulus sê, want hier is 'n boodskap in vir jou en vir my vanmôre. En as Paulus sê dat Christus is voor alle dinge, dan beteken dit dat Christus nie maar net deel is van die skepping nie. Dat Christus nie maar net nog 'n mag is tussen baie geestelike magte nie. Dat Christus maar nie net nog 'n opsie is tussen baie ander opsies nie. Nee, Paulus het pas gesê dat alles deur hom en tot hom geskep is. Met ander woorde, Jesus Christus staan nie binne in die skepping as iemand wat self deur iets of iemand anders ter gedra moet word nie. Luister vanmôre, hy staan bo die skepping as die Here. En Paulus sê Christus kom eerste. Christus is nie net belangrik nie, hy is die belangrikste. Christus staan bo alles. Christus dra alles. Christus regeer oor alles. Alles moet uiteindelik aan Christus ondergeskik wees. En daarom sê Paulus in vers 18 dat Christus in alles die eerste moet wees. Is dit nie wonderlik nie? Vir Paulus het dit alles oor Christus gegaan. Hy sê, ek het al die ander dinge in my lewe as direk beskou om Christus te ken, hom as die gekruisigde, hom as die middelpunt, die een wat voor alles is, die een deur wie God alles volbring en deur wie alles bestaan. En as ons vanmôre die boodskap daaruit moet vat na ons eie lewens toe, wat sê dit vir ons? Dit vra 'n vraag vanmôre. Die vraag is nie net vanmôre opnuut aan jou en my, glo ons in Jesus nie, maar die dieper vraag is, het Christus Jesus nog werklik die eerste plek in jou lewe? Want jy sien, broers en susters, dis moontlik vir ons om in Jesus te glo, maar steeds ander dinge eerste te stel in ons lewens. Amen. My werk kan eerste raak. My kinders kan eerste raak. My geld kan eerste raak. My behoeftes aan beheer kan eerste raak. My bekommernisse kan eerste raak. My seer kan eerste raak. Hoor jy wat ek sê vanmôre? My eie wil kan eerste raak. En dan verwerp ek nie Christus noodwendig nie, maar ek skuif hom uit die middelpunt van my lewe uit en hy word iemand wat moet help met die lewe wat ek self probeer bou, eerder as die Here rondom wie my lewe gebou moet word. En dit gebeur maklik, dit gebeur nie
in groot rebellie nie, beteken meeste van die tyd gebeur dit sommer maar net en deur besig wees. Al meeste van die tyd skuif Christus maar net aan die kant toe, omdat ek oorweldig is met bekommernisse. Partykeer gebeur dit omdat teleurstelling my lewe verswelg. Partykeer gebeur dit omdat ek te lank is as Christen probeer oorleef het en dat ek opgehou het om bewustelik my lewe rondom Christus te leef. En daarom, luister, wil ek vanmôre sê, is hierdie boodskap nie om jou of my vanmôre te veroordeel of las op ons te lê nie, maar ek glo dis God se manier om te sê, ek wil julle terugroep na die een wat voor alle dinge is, terug na die een wat eerste behoort te wees, nie omdat hy ons lewens wil verswaar nie, maar omdat wanneer Jesus Christus 'n regmatige plek in ons lewens inneem, al die ander dinge in ons lewens ook weer in plek begin val. En vanoggend is dit, glo ek, hoe die Here deur die doop vanoggend met ons wil praat. Die doop sê Jesus word nie net by my ou lewe gevoeg nie. Die doop sê my ou lewe waar ek self die middelpunt wou wees, word saam met Christus gekruisig. Kolossense 2 vers 12, dieselfde hoofstuk, sê Paulus die volgende, hy sê, julle is saam met hom begrawe, hoor mooi, in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof en die werking van God. Let op hierdie woorde, saam met hom. Jy sien, wanneer iemand in die water ingaan, is dit 'n begrafnis wat aan ons voorgehou word nie. Die ou lewe word saam met Christus begrawe. Die ou lewe waar ek self op die troon wou sit, die lewe waarin my wil, luister mooi, my planne, my beheer, en waar die rigting wat ek gedink het my lewe moet ingaan, waar dit die middelpunt was, Paulus sê, daai lewe word nou afgelê, ek word saam met Christus begrawe deur die doop, in die doop, en wanneer iemand uit die water uit opkom, sien ons iets van die opstanding, van daai nuwe lewe. 'n Nuwe lewe waarin Christus die middelpunt is. 'n Nuwe lewe waarin ek nou aan Christus behoort, 'n lewe waarin ek leer om my besluite, my verhoudings, my werk, my geld, my vrese, my toekoms onder Christus te bring. Daarom kom Paulus vandag en hy praat nie net met François wat vanmôre gedoop word nie. François, ek is so bly vir jou. Maar hy praat met ons as die hele gemeente. Die vraag wat hy eintlik vanmôre vir ons wil vra is, waar is Christus in jou lewe? Is hy net teenwoordig? Of is Jesus Christus nog sentraal? Het hy net 'n hulpmiddel vir jou geword? Of is hy nog die middelpunt van jou lewe? Jy sien, broers en susters, as Christus voor alle dinge is, dan moet alles in my lewe sy regte plek onder Christus kry. En dan wil ek vanmôre vir jou sê, so belangrik is wat jou werk is jou werk nie jou God nie. So belangrik is wat jou gesin is, en so kosbaar as wat jou gesin is jou gesin nie jou verlosser nie. Jou geld, so nodig is wat dit is nie jou en my sekuriteit nie. Ons planne is goed, maar dit is nie ons hoogste gesag nie. Mense se opinies kan tel, maar dit mag nie jou en my identiteit bepaal nie. Luister weer wat sê Paulus sê. Paulus sê, Christus is voor alle dinge. En daarom vra ek nie net vanmôre, wat wil ek hê nie. Daarom vra ek as kind van God, Here, wat eer U? Daarom vra ons nie net, Here, wat is vir my gemaklik nie. Ek vra, Here, wat pas by iemand wat aan Christus behoort? Ek vra nie net vanmôre, hoe kry ek beheer nie. Ek vra, hoe onderwerp ek hierdie saak aan Christus? Die sakrament van die doop herinner ons vanmôre daaraan. Ons behoort nie meer aan onsself nie. Maar ons is saam met hom begrawe en ons is opgewek tot 'n nuwe lewe. Christus is voor alle dinge. Ja, in die tweede plek, Paulus sê, hy gaan verder, hy sê nie net Christus is voor alle dinge nie. Hoor wat sê hy? 'n Kort sinnetjie, hy sê, en in hom hou alle dinge stand. Dis 'n geweldige uitspraak. Hoor hier, Christus hou alles bymekaar. Dis wat Paulus eintlik sê. Christus hou alle dinge in stand. Christus is nie net deel van die prentjie nie. Hy is die een wat die hele prentjie bymekaar hou. Die hele prentjie van hierdie hele skepping
En ons moet verstaan vanmôre, Christus bestaan nie in die skepping bestaan in hom. Hy's groter as alles wat ons kan sien. Paulus gaan verder en beskryf dit, sê trone, heerskappye, sienlike, onsienlike dinge, alles is deur hom, tot hom en vir hom geskape. Christus hou alle dinge in stand. En daarom sê Paulus hier, is Jesus nie net daar vir my wanneer my lewe moeilik raak nie. Hy sê iets baie groter as dit. Hy sê alles hou in Christus stand. Luister hier, hy is nie net nuttig vir jou my persoonlike krisis nie. Hy is die Here deur wie die hele skepping bestaan en gedra word. Wat beteken dit vanmôre vir jou, vir my? Dit beteken, as die hele werklikheid in Christus stand hou, dan hoef ek nie vanmôre voor te gee dat my klein wêreltjie deur my eie krag staande bly nie. Kan ek dit weer sê vanmôre? Dan hoef ek nie voor te gee dat my klein wêreltjie, wat baie keer so oorweldigend voel en lyk, dat hierdie wêreld waarin ek leef, deur my eie krag staande bly nie. Ek hoef nie te leef, dis eintlik wat Paulus sê, asof alles van my afhang nie. Ek hoef nie my huis, my werk, my kinders, my bediening, my roeping, my emosies, my toekoms, sonder Christus te probeer dra nie. Broers en susters, kom ons wees eerlik, hier's baie van ons wat vanmôre hier sit, wat baie moeg is, omdat ons probeer om alles self te dra. Ons dra verantwoordelikhede self. Ons dra die druk self, ons dra bekommernisse self, ons dra alles, selfs ons geloof, asof dit van ons afhang. Luister, ek wil vanmôre vir julle sê, daar's 'n groot verskil tussen verantwoordelikheid en selfredding. Nou daar's nog woorde wat selfredding beskryf nie, selfbehoud, selfgenoegsaamheid nie. Verantwoordelikheid sê, hoor mooi, hy sê, Here, ek doen wat U my roep om te doen. Here, ek sal bid, Here, ek sal werk, Here, ek sal beplan, ek sal gehoorsaam na die beste van my vermoë, maar ek los die uitkoms in God se hande. Is iemand wat dit moet hoor vanmôre? God het nie gevra dat jy jouself moet red nie, luister, hy hou die skepping in stand. Ook jou in my lewe. Hy vra net dat jy verantwoordelikheid moet vat vir dit wat hy in jou toevertrou het. Hy vra dat jy net gehoorsaam moet wees aan dit wat op jou bordjie is vandag. Dat jy moet luister na die stem en die leiding van die Heilige Gees. Gehoorsaam wees aan die woord wat hy gegee het, maar die uitkoms is in sy hande. Die probleem is, ons raak moeg, ons raak uitgeput, ons raak bekommerd, omdat ons die uitkoms probeer beheer. Luister die broers en susters, dis selfredding. Selfredding sê, daar's 'n stemmetjie hieronder wat sê, alles hang eintlik van my af. Ek het myself al baie dae gekry. Uitgeput, moeg, kwaad vir die lewe, kwaad vir mense. Dat ek alles probeer beheer, probeer die uitkoms beheer. Plek dat ek net doen wat die Here sê ek moet doen, en die uitkoms in sy hande los. Nou luister hier vanmôre, dit sê nie dat Kolossense 1 ons roep tot passiwiteit nie. Dit sê nie ons moet ophou werk nie, ophou beplan, ophou kies, ophou gehoorsaam wees nie. Dit sê wel, jy's nie gemaak om jou lewe sonder Christus te dra nie. Jy's gemaak, luister, om in afhanklikheid van God te leef. Dis die aard van ons verhouding met die Here. Geloof, die woord geloof, pistos, beteken vertroue. Om te vertrou beteken ek moet my beheer oorgee en ek moet in vertroue leef dat die een op wie ek my vertroue plaas, die uitkoms in sy hande het en dat hy die beste sal bewerk vir my, wat nie binne my beheer is nie. En daarom luister, wil ek vir jou sê, vanmôre kan ek en jy ons dag anders te begin. Nie met paniek nie. Party van ons lê al hier van 12 uur die nag af. Wakker. Paniek. Worry oor môre. Worry oor die week. Nee. Ons kan ons dag anders te begin. Nie met paniek nie, maar met afhanklikheid. Omdat Christus hierdie skepping in stand hou, en ons kan bid en sê, Here Jesus, U hou alle dinge stand, Here,
U kan ook vandag my hart, U kan ook vandag my emosies, U kan ook vandag my hele lewe, U kan dit ook in stand hou, want U hou dit vas in die holte van U hand. Kan ek 'n amen kry vanmôre, broers en susters? Wanneer ek by die werk instap, kan ek bid, Here help my, om nie met uit druk of uit ambisie te leef nie, maar uit gehoorsaamheid aan U. Wanneer ek by die huis kom en ek is moeg en kort van draad, kan ek sê, Here, vorm my reaksie, laat U lewe in my na vore tree. Luister, ek wil vanmôre vir jou sê, die nagmaal wys vir ons vanmôre hoe ver Jesus gegaan het om vir ons te wys dat hy ons vashou. Dink vanmôre daaraan, broers en susters. Hoor wat sê Paulus, Kolossense 1:20 sê, dat God deur Christus vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Die een wat alles in stand hou, het homself vir ons oorgegee. Die een deur wie alles geskep is, het aan 'n kruis vir ons kom hang. Die een wat die skepping dra, het ons sonde gedra. Die een wat voor alle dinge is, het sy bloed gestort om ons met God te versoen. Die tafel van die Here sê vir ons, hoor vanmôre, Christus is genoeg. Hy staan nie ver vir ons af nie. Hy sê nie, hou jouself beter by mekaar nie. Hy kom na ons toe, hy red, hy reinig, hy versoen, hy dra, hy hou alle dinge in stand, en ook jou en my lewe. Ek wonder, is dit nie tyd vanmôre vir jou om bietjie wanneer jy vanmôre die nagmaal neem, die broodjie eet en die bekertjie drink, om te sê, Here, ek wil hierdie lewe wat U my gegee het, wil ek vanmôre oorgee aan U. U hou my lewe in stand. En U sal aanhou om my lewe in stand hou. Maak nie saak wat ek in die oë staar nie, maak nie saak wat die leemte is, wat die uitdaging is wat jy vandag in die oë staar nie. Christus is genoeg vir jou en vir my. Dan in die laaste plek, Paulus vat die boodskap nog dieper, hy sê, geliefdes, die Christus wat voor alle dinge is, die Christus in wie alles stand hou, is nie ver van sy kinders af nie. Later in die hoofstuk in Kolossense 1:27 kom Paulus en hy noem dit die groot verborgenheid, die wonder van die evangelie, sê ek. Dis die wonder van die evangelie. Hoor die wonder. Is nie dat Christus net bo ons is nie, in die hemel? Is nie dat Christus net voor ons as 'n voorbeeld is nie, en dankie Jesus, dat hy vir ons 'n voorbeeld kom stel het van hoe ons deur hierdie gebroke wêreld kan leef. Is nie dat Christus net naby ons in moeilike tye is nie, maar Paulus sê die wonder van die evangelie, die verborgenheid is Christus in ons, die hoop van heerlikheid. Is dit nie ongelooflik nie? Christus in ons. Paulus sê by geleentheid, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Jy sien, daar's twee wêrelde waarin ek en jy kan kies om te leef. Ons kan of leef as die mens wat kies om nie gekruisig te wees en opgewek te wees tot 'n nuwe lewe nie, of ons kan kies dat Christus wat in ons is, ons lewens in stand hou en die lewe wat hy vir ons ontwerp het, deur ons leef. Dit gaan alles oor 'n verhouding met die een wat in ons leef. Dit beteken die Christelike lewe is nie net ek wat harder probeer om 'n beter mens te wees nie. Ek hoop hier's iemand wat dit hoor vanmôre. Dis nie net ek wat elke dag 'n godsdienstige beeld probeer voorhou nie. Dis nie net ek wat my gedrag probeer regkry en myself geestelik aan die gang probeer hou nie. Die Christelike lewe is 'n verhouding. Dis om in Christus te leef. En om Christus toe te laat om deur my te leef. Dis die hoëpriesterlike gebed wat Jesus in Johannes 17 bid. Hy sê, Here, gee dat ons een sal wees. Soos ek en u
een is, die drie enige God een is, ek en u in my. Here, ek bid vir hulle, dat hulle een met u sal wees, dat Christus, die hoop van heerlikheid, wat in ons is, dat daardie Christus deur my sal leef. Dat ek op daardie Christus sal steun, dat ek na daardie Christus sal luister, dat ek vir daardie Christus die ruimte sal maak, dat hy deur sy gees in my gedagtes, my woorde en my keuses na vore kom. Vanoggend wil die Here ons kom bemoedig. Hy wil ons bemoedig, hy roep ons nie net terug na 'n beter fokus nie, maar hy roep ons vanmôre terug na homself. Luister hier vanmôre, wanneer ek en jy nie weet hoe om te reageer nie, ek sluit af, kan ons bid. Here Jesus, leef deur my reaksies. Wanneer ek bitter wil raak, bid ek, Here, laat die genade sterker wees as my seer. Wanneer ek bang is, kan ek bid, Here, herinner my dat U in my is en dat ek nie alleen is nie. Wanneer ek moeg raak aan my geloof, kan ek bid, Here, ek wil U ken. Ek wil nie net van U weet nie, ek wil vandag nader aan U leef en ek wil U teenwoordigheid beleef. Broers en susters, terwyl ons vanoggend aansit aan die tafel van die Here, ek wil jou vra om die oë net vir 'n paar oomblikke te sluit, net daar waar jy sit. Broers en susters, in 'n wêreld vol geraas, druk, vrees, afleiding, is dit baie maklik om Jesus kleiner te maak. Dit is baie maklik vir ons wat in hom glo om hom net 'n hulpmiddel te maak. Iemand wat ek inroep as ek sukkel, maar nie werklik die middelpunt waarom my lewe draai nie. Vandag kom die Here en herinner ons aan hierdie drie groot waarhede. Christus is voor alle dinge. En daarom mag niks anderster in ons lewens die eerste plek hê nie. Ja, hy hou alle dinge in stand, daarom hoef ek nie my lewe sonder hom te dra nie. En Christus woon in my. Daarom hoef ek nie die Christelike lewe uit my eie krag te probeer leef nie. Hemelvader, dankie dat ons vanoggend weer kan hoor, Christus Jesus is genoeg. Here, ons is jammer as ons U kleiner gemaak het tot 'n hulpmiddel. Here, dis die gebed van ons harte dat ons weer opnuut, terwyl ons vanoggend hierdie twee sakramente aanskou, die doop en dit waarvan dit spreek en ook die elemente van die nagmaal, dat ons, Here, nie net sal sien nie, Here, dat ons nie net herinner sal word nie, maar dat ons vanmôre ons fokus sal terugdraai na die een oor wie dit alles gaan. Die algenoegsame Christus wat ons lewens dra, wat ons lewens onderhou en wat ons lewens het in die holte van ons hand. En Here, die gebed van my hart is dat nie een gelowige, een van die kinders hier sal uitstap vandag, dat hierdie net 'n konsep sal bly vir hulle nie. Maar dat die verreëse Christus wat in ons woon, vir ons elke een, 'n elke dag se werklikheid sal wees. Here, dis die gebed van my hart, dat ons U sal beleef, dat ons die krag van die opstanding wat in ons woon, Vader Paulus bid en hy sê, dat ek die krag van sy opstanding sal ken. Here, mag dit ons elke dag deel wees. En waar ook al ons beweeg, dat ons hierdie volheid van die Godheid wat liggaamlik in Christus was. En Paulus sê, julle het die volheid in hom wat die hoof is bo alle owerhede en magte. Dat ons vanuit daardie volheid Christus sal leef. Tot eer van die naam. Neem weer U plek op in ons lewens, die middelpunt. En word verheerlik daardeur. Here, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om nou saam te kan aansit aan hierdie liefdesmaal. Here, terwyl ons dit doen vanmôre, is dit ook die gebed van my hart. Here, ek is bewus van soveel behoeftes.
Soveel onuitgesproke behoeftes môre. Kind van God, ek wil jou innooi vanmôre in hierdie oomblik in. Net daar waar jy sit vanmôre. Wat is dit wat jy vanmôre vir die Here vra? Wat is daar vanmôre in jou lewe wat jy bekommerd is oor? Wat is daar waar jy Jesus die middelpunt weggevat het en hom 'n hulpmiddel gemaak het? Wil jy nie hom vanmôre teruglaat en sê, Here, ek kies om in hierdie omstandighede, hierdie finansiële krisis, hierdie bekommernis, Here, hierdie leemte, U weer die middelpunt te maak. Here, ek bid vanmôre vir 'n download van wysheid. Ek bid vanmôre, Here, vir 'n goddelike ingrype in omstandighede, Here, omdat ons U weer die middelpunt maak en sê, Here, ek stel U bo hierdie bekommernis. Ek stel U vanmôre eerste bo hierdie probleme in my lewe, omdat ek weet, Here, dat U in staat is om my hierdeur te dra. Here, ek gee vanmôre my reg na hierdie beheer, hierdie selfbeheer af, Here, en ek vra, Here, neem U vanmôre die beheer terug van hierdie omstandigheid in my lewe. Ek maak U die middelpunt. En Here, ek gaan die vrese neerlê vandag, die bekommernisse, en ek gaan U toelaat om God te wees, sodat U in alles die middelpunt kan bly, en verheerlik daardeur. Ons dankie daarvoor, Vader. Vader, so kom ons dan met dankbare harte, kom sit ons aan hierdie wonderlike liefdesmaal. En Here, dit is vir ons heerlik om getuies te wees tot François se doop, die aflegging van die ou lewe, die opstanding tot 'n nuwe lewe, wat klaar in sy lewe plaasgevind het, maar vanoggend net deur hierdie simboliese handeling verkondig word aan die geesteswêreld en ook aan hierdie gemeente wat U so liefhet, Here. Word verheerlik verder in ons midde, is ons gebed. Jesus, U is die middelaar, die middelpunt. In Jesus naam bid ons dit. Amen.